Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 24 Maart 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ons het die afgelope tyd waargeneem hoe Donald Trump dreig om die kraginfrastruktuur, die energie-infrastruktuur van Iran heeltemal te verwoes indien hulle nie die straat van Hormuz binne 48 uur heeltemal oopmaak nie. Ons weet dat Iran het toe gesê, wel, die straat is oop vir hulle vriende, maar nie vir hulle vyande nie. En Trump het voortgegaan oor 'n tydperk van 2, 3, 4 dae wat hy gesê het, maar as hy nie oop is nie, gaan ons die infrastruktuur aanval en dan kan 'n mens verwag dat Iran dieselfde ding gaan doen. Ons moet onthou dat Amerika en Israel nou al meer as 8000 verskillende teikens binne in Iran getref het. Dit moet 'n ontsaglike skaal van verwoesting wees. Net so baie verwoesting ook aan die ontvangskant in die golfstate, ook in Israel. Dat ek heeltemal onkant betrap was toe ek gistermiddag bloot toevallig verneem en het raak sien dat Donald Trump het aangekondig dat hy eers alle aanvalle gaan terughou op Iran. Hy sê dan in sy Truth Social plaas en sê, I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations, which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. Dit bevestig maar net weer eens hoe onvoorspelbaar Donald Trump is in sy styl en in sy manier, maar dat dit hoogs suksesvol is ook so. Hy behaal sukses en wat 'n mens amper nie wil verwag gaan kom wanneer hy met sekere van sy uitsprake vorendag kom nie. Maar hierdie onderhandelinge is vir my 'n baie positiewe stap. Hierdie gesprekke wat gevoer word, want dit kan vir Amerika uit 'n eindelose langtermyn oorlog uithaal, effektief so, en dit kan vrede bring in die Midde-Ooste, wat dan weer eens gaan beteken dat die straat van Hormuz waarskynlik deel van die ooreenkoms sal wees, dat dit sal oopmaak en dat olie weer normaalweg sal vloei. Dan is die brandstofverhoging eintlik 'n korttermyn probleem en sal die pryse weer daal. Alhoewel ek vermoed dat die pryse by ons pompe nie baie gaan daal nie en dat daai wins maar net skielik deel van die stelsel gaan raak. So, as die ooreenkoms egter nie bereik word nie, dan is dit problematies, want dan gaan die oorlog voort. Maar of hulle dit kan bekostig om hierdie oorlog eindeloos te laat voortduur, is 'n ander vraag. Iran kan nie vir ewig uithou nie. Hulle het net nie daardie langtermyn vermoë nie. Ja, guerrilla operasies, kleinskaalse aanvalle, dit kan hulle voer oor 'n baie lang tyd en hulle kan waarskynlik Amerikaanse voetsoldate
vaspen en vir hulle baie harde tyd gee, net soos in Afghanistan deur die Taliban en dan ook in Irak. Maar ek dink ons gaan die einde van hierdie oorlog nou sien. Wat gaan Israel se reaksie daaromtrent wees? Wat gaan Netanyahu daaromtrent sê en doen? Of gaan Amerika dan vir Israel op sy eie laat? As Israel dan nie die oorlog wil staak nie. Hoe dit ook al sê, ek dink die volgende 5 dae, die volgende week, gaan uiters belangrik wees vir die wêreld en ook vir ons hier in Suid-Afrika. Daardie oorlog in die Midde-Ooste kan potensieel sou onderhandelinge misluk, lei tot 'n katastrofiese Simpson-opsie wat sal lei tot 'n kernoorlog en ons het alreeds dreigemente gesien vanaf Turkye en selfs ook Rusland dat hulle nie sal skroom om betrokke te raak indien Israel die Simpson-opsie uitvoer nie. En die Simpson-opsie is natuurlik om Iran met kernwapens te bestook. Dan sit ons met 'n wêreldoorlog. En ek dink nie, daar's baie mense wat besef hoe belangrik hierdie aankondiging van Donald Trump is nie. Daar waar hy op Truth Social sê, hulle het baie goeie samesprekings vir die laaste 2 dae reeds gehad en hulle gaan voort oor die volgende klompie dae om daaroor te praat. En dan ook die feit dat hy opdrag gegee het dat daar geen verdere aanvalle op kragstasies of infrastruktuur sal wees nie. Inteendeel, ek dink nie daar is tot op hede enige aanvalle daarop gewees nie, want 'n mens moet na die menslikheidsaspek ook kyk in die sin van hospitale wat krag benodig, ander belangrike dienste wat krag nodig het en 'n mens weet ook nie wat die temperature tans daar is nie, maar oor die nag kan dit seker ook baie koud word. So daar is vir my 'n goeie besluit vanaf Donald Trump om dit nou vir 'n paar dae verposings te gee en te hoop dat daar kom 'n positiewe einde aan hierdie oorlog. Want weer eens as die oorlog sou voortgaan, plaas dit vir ons in 'n baie gevaarliker situasie en kan dit ons eie verval nog verder aanjaag. Kan dit ons situasie druk tot by die punt waar geweld en anargie spontaan kan uitbars as gevolg van tekorte, nie net in brandstof nie, maar ook byprodukte wat in die landbousektor baie belangrik is en dan ook vir gebruiksgoedere van die inwoners van die land. So, vir die volgende paar dae moet ons duim vashou en hoop vir die beste. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dan wil ek net die mense van Bloemfontein en omgewing net weer eens inlig dat ek Woensdag aand die 25ste Maart om 17:30 vir 1800 by die AP Kerk in Langehoven Park gaan lekker gesels. Ek dink Fransis gaan ook 'n paar woorde daar sê. Ek bring natuurlik ook my boeke saam vir die wat belangstel om boeke te koop. Versprei die woord wyd, want dit is nie net vir SBB-lede nie. Dis vir enige iemand wat oor die toekoms bekommerd is. Dis vir enige iemand wat belangstel. Dis vir enige iemand wat wil vriende wees om te kom saamkuier en lekker saam te gesels. Ek groet julle dan tot môreoggend. Mooi loop en 'n lekker dag vir julle almal.